Goeiedag, lieve luisteraars. Ek groet u in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Dis weer 'n wonderlike voorreg om vandag saam met u te kom deel rondom die woord van ons Here Jesus Christus. Ek is Pastor Newton Bester en ek vertrou dat, alleluia, die hierdie woord u vandag weer sal optel, sal bemoedig en waar ook al u in is, waar u jouself bevind, watter bekommernisse dit ook al mag wees, ek vertrou dat die Here vir u oplossing sal gee. Ek wil net vra vandag dat ons net ons oë sal sluit en die Here vertrou. Vader, is in die mooie naam van ons Here Jesus Christus wat ek na u toe kom. Ons dank u, Here Jesus, vir u wonderbare weë, u wonderbare dade. Ons dank u, Here, dat u ons weer deur kom draai, my koning. Ons dank u, Here, vir elkeen, Here Jesus Christus, wat vandag na hierdie program luister en kyk, my koning. Ek kom bid in Jesus Christus naam, dat hierdie woord, Here, hierdie boodskap wat sal bedien word, Here, dat u my mond sal wees, dat u my tong en lippe sal wees, en dat u gees my sal lei, Here, dat u gees my sal inspireer met wysheid, met insig, met kennis. U woord sê, Here, die letter is dood, maar u Heilige Gees maak dit lewendig in Jesus Christus naam. Gee dat elkeen, Here, wat luister na hierdie boodskap, Here, die woord van u sal aanvaar, Here, sodat hulle die heerlikheid en die krag van u kan ondervind in Jesus Christus naam. Amen en amen. Liewe luisteraars, dis weer 'n groot voorreg om saam met u te deel oor die woord van God. Ek wil net so vra dat ons sal gaan na Markus 9 vanaf versie 17. Ek sal net so 'n paar verse lees en dan sal ons daarin gaan. Die Bybel sê vir ons in Markus 9 vanaf vers 17, hy sê, en een uit die skare antwoord en sê, Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring. Dan sê hy in versie 20, sê hy, en hulle bring hom na hom toe, en toe hy hom sien, laat die gees hom dadelik stuiftrekkings kry, en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond. Daarop vra hy sy vader, hoe lank is dit al dat dit met hom oorgekom het? En hy sê van sy kindsdae af, en dikwels het hy homself in die vuur en in die water gegooi en om hom dood te maak. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te help. Amen. Die Here sê in sy woord en die lesing daarvan. Nou vandag wil ek net so kortlik saam met u praat, amen, oor hoe belangrik dit is dat ek in u moet glo. Hoe belangrik dit is dat ek in u moet glo in die woord van God, dat ons moet glo in die krag van God, dat ons moet glo dat God alles vir ons moontlik kan maak. Ek kyk na hierdie verhaal, die Bybel sê, en terwyl Jesus na die disippels kom, en die skrifgeleerdes ook daar is, roep hierdie pa van hierdie seun uit, en hy sê, Here, die disippels het vir my seun gebid, maar hulle kon nie my kind genees nie. Hulle kon nie hierdie duiwel uitdryf nie. Hulle kon nie hierdie gees wat my seun stuiptrekkings laat kry uitdryf nie. En die Here, hulle bring die seun nader na Jesus Christus toe, en die Here, toe die gees die seun die vir Jesus sien, die Bybel sê, en toe laat hy die seun stuiptrekkings kry en hy rol op die grond rond. En Jesus vra vir die pa, hoe lank gebeur die ding nou al met hierdie seun? En die pa sê, maar dit is nou van sy kindstyd af, en sommige tye gooi hy homself in die vuur, dan wil hierdie gees die seun doodmaak. So, baie maal sit ons in situasies waar dinge in ons kinders se lewens moeilik gaan. Sommige van ons as ouers sit met seuns en dogters wat ons nie meer weet wat om te doen, of hoe om hulle te hanteer, of hoe om hulle in orde te bring nie. Ons weet vandag dat ons probeer alles in ons lewens om ons kinders met respek groot te maak, ordelik groot te maak en reg groot te maak, maar in hierdie gemeenskap en in vandag se lewe gebeur daar so baie dinge buite en op social media dat ons kinders word negatief beïnvloed, ons jong mense word negatief beïnvloed, en daarom kom ek vandag en
praat oor hierdie skrifgedeelte van hierdie pa kom na Jesus toe en hy voel sy hande is afgekap, hy voel soos een wat niks kan maak nie, wat nie sy kind kan help nie. Hy bring die belangrikheid hier is ook na wie toe het hierdie pa van hierdie seun ook al gegaan al. Hy was maklik al by dokters, maklik al by hospitale, maklik al by raadgewers, maklik al by sielkundigers, waar ook al hy was om sy seun te help, dit het nie gehelp nie. Want dit was nie net 'n normale siekte nie, maar dit was 'n gees wat sy seun bied gekry het. En ek kom vandag en ek luister na hierdie skrifgedeelte. Die Bybel sê vir ons hier dat daar was 'n hele paar mense, daar was fariseërs, die disippels was daar en die pa sê vir Jesus hierdie ding. Hy sê dit in die gemeenskap, hy sê dit rondom mense, dat mense kan hoor wat hy vir Jesus sê. Jesus vra, hoe lank kom die ding nou al aan? Die pa sê van kindstyd af. Dit wil sê, dis nou al van sy babatjie tyd af wat hierdie seun hierdie dinge oorkom, wat hierdie kind hierdie dinge oorkom. En dis 'n tydperk gewees wat die pa en die ouers van hierdie seun hierdie ding moet aanskou. Baie van ons gaan deur dinge en miskien was ons kinders nie van kindstyd af so moeilik of so probleem, het hulle nie van kindstyd af sulke probleme gegee nie, maar nou as gevolg van die invloede van ons gemeenskap of as gevolg van invloede van social media, negativiteit rondom ons, is ons kinders nie meer soos hulle was nie. Hulle leer nie meer, studeer nie meer soos hulle moet op skool nie. Hulle gee nie meer aandag en luister nie meer na die teregwysings nie. En dit is deel van hierdie geeste en magte van die Bybel leer vir ek en u, dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dis teen die geeste en die magte in die lig. En daarom moet ek en u verstaan dat wanneer dit kom by sulke dinge en daar is geen hulp wat die wêreld kan bied nie, wat dokters kan gee of sielkundigers kan gee of wyse mense van hierdie wêreld vir ons kan gee nie, dan is al oplossing die Here Jesus Christus. Die Bybel sê, hierdie pa sê, hy terwyl hy klaar vir Jesus verduidelik het, vra hy vir Jesus, hy sê, maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. Maar Jesus se antwoord aan hierdie man was die Bybel sê, en Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Ek wil vir u sê, as dinge vir u van so aard lyk vandag, dat daar niks meer raad is vir u seun of u dogter nie, vir u kind of u kinders nie, wil ek vir u vandag sê, alles is moontlik vir u wat glo. Die probleem in hierdie teksvers was, dat hierdie pa het nie geglo nie. Hierdie pa het gegaan na die disippels, hy het gegaan na Jesus, maar hy het gegaan met ongeloof. Want ons lees verder in vers 24 sê die Bybel, en dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Ander woorde, hy het geweet, hy het ongeloof, hy sê hy glo, maar hy sê ook vir Jesus Christus, kom my ongeloof te help, en dit is die issue vandag. Baie maal tree ons op as soos mense wat glo in die Vader, wat glo in die Seun, wat glo in die Heilige Gees. Ons tree op soos mense wat glo in Jesus Christus, maar ons dade en ons optrede stem nie saam met dit wat ons sê ons glo in nie. Want as ons glo in iets of in Christus, dan sal ons weet dat wanneer ons dit vir hom gegee het, dat alle dinge vir ons moontlik kan word. Die Bybel sê so, toe hierdie pa uitroep, toe hierdie pa uitskree en toe hy erken dat hy ongeloof het, toe doen Jesus Christus die wonderwerk vir sy seun. So vandag mag dit lyk asof my kind nie reg kom, u seun kom nie reg, en dogters kom nie reg, dinge kom net nie reg in u kinders se lewens nie. Die vraag is vandag, hoe glo u? Hoe glo u in Christus? Hoe ernstig is u geloof in Christus? Hoe gefokus is u met u geloof in Christus? Dit is so belangrik dat ek en u weet wie Christus is, dat ons hom ken. Die Bybel sê, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Die Bybel leer vir ek en u, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Baie maal wanneer ons raad soek in die wêreld, dan lyk dit vir ons is besig met die regte ding, tot ons uitvind dat dit is nie die regte ding nie, want daar is nie 'n oplossing nie. En elke besluit wat ons neem vir wêreldse hulp het 'n nadeel. Dit het altyd 'n nadeel, maar wanneer ons by Jesus Christus kom, wanneer ons na hom roep vir hulp,
dan is daar altyd 'n voordeel en die voordeel is daar's 'n oplossing en die oplossing is jou probleme is opgelos, jou bekommernisse is opgelos, die dood is weg. Van Jesus het die dood en die lewe in sy hand. Die Bybel sê dat Jesus Christus is die weg, die waarheid en hy is die lewe. Ek en u moet verstaan, Jesus sê niemand gaan na die Vader behalwe deur die Seun nie. Hier kom Jesus Christus voor hierdie man weet wat Jesus gedoen het, hy het gehoor wat Jesus gedoen het, hy bring sy Seun tot by Jesus Christus, maar hy het ongeloof. So hy verwag dat die verantwoordelikheid van wat met sy seun gebeur en wat in sy seun se lewe en die kind se lewe aangaan, verwag hy moet net so opgelos word, omdat hy net gevra het. Net omdat hy gevra het, as u iets kan doen, meester, as u ons kan help, ontferm u tog oor ons. Dis wat hy vra, maar hy praat niks van geloof, totdat Jesus hom sê, die sleutel tot hierdie oplossing is dat jy moet glo. Jy moet glo in my, jy moet glo in Jesus Christus, jy moet glo dat ek jou seun gesond kan maak, jy moet glo dat ek omstandighede kan verander, jy moet glo dat ek hierdie situasie kan oplos. Dit is wat Jesus Christus met hom deel, dit is wat Jesus Christus vir hom oortuig. Toe Jesus dit vir hom sê, die Bybel sê met trane in sy oë, roep hy uit, Here, help my tog in my ongeloof. Hoeveel van ons moet gehelp word in ons ongeloof? Vandag sit u daar voor hierdie skerm en u luister na hierdie boodskap. Ek wil tog vir u bemoedig, vra die Here om u te help as daar enige twyfel, enige ongeloof in u is en u is bewus daarvan dat elke keer wanneer u Jesus iets gevra het en dit lyk asof dit nie gaan uitwerk nie, dan twyfel u, dan word u ongelowig, dan het u het nie soveel vertroue in die Here soos wat u moet hê nie. Al persoon wat vir u die geloof kan gee, 'n vaste geloof in Christus, al persoon wat vir u 'n vaste vertroue in Christus kan gee, is die Here Jesus Christus. Bid dit van die Here af, vra dit by Jesus Christus en hy sal dit vir jou gee. Die Bybel sê tot dusver het ons hom nog niks gevra nie. Die Bybel beloof ons ook dat wat ook al ons vra in Jesus Christus naam, dit sal hy vir ons glo, vir ons gee. Hy sê ook, soos ek in u glo, so sal dit wees. Hierdie seun was in 'n situasie wat niemand kan oplos nie. Maar hierdie man, hierdie pa, was die probleem van hy het nie geglo nie. Ek wil vandag vir u vra, kom ons glo in Christus. Ek wil dit vandag vir u noem. Kom ons staan vas in die geloof in Christus. Die Bybel sê dat om te glo is om geloof te hê, en om geloof te hê is 'n oortuiging, amen, dat ek en u in Christus glo. So dit wil sê dat as hierdie man in die eerste plek net in Christus geglo het, sou sy seun gesond geword het. Vandag is dit nie net ek en u se kinders wat daar sit met probleme nie, maar daar's ook ons buurmense wat kinders het. Daar's ook die persone waarby ons verby beweeg, by ons werke, in ons gemeenskappe, hulle het ook kinders, ook bekommernisse oor kinders, oor hulle kinders, seuns en dogters, en elkeen het 'n droom vir sy kind, elkeen het 'n droom vir sy dogter of vir sy seun. Maar wanneer daar sulke tipe geeste in ons huisgesinne, in ons huishoudings, in 'n regeer, wat ons kinders manipuleer en ons kinders wil doodmaak, dan is dit ek en u se werk om seker te maak dat ons geloof in Christus Jesus is, dat ons glo in die Here Jesus Christus. Dis nie Petrus wat hierdie woorde sê nie, dis nie Paulus wat hierdie woorde sê nie, dis nie een van die disippels wat hierdie woorde sê nie, maar dit is Jesus wat dit sê, en hy sê, die Bybel sê in versie 23, wat ek weer sal herhaal, hy sê, en Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Dis wat Jesus se woorde is. So vandag is Jesus se woorde aan jou. Alle dinge is moontlik vir jy wat glo. As jy net kan glo dat Jesus die lewende seun van God is. As jy net kan glo dat Jesus jou probleme kan oplos. As jy net kan glo dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. As jy net kan glo dat Jesus Christus sy lewe opgeoffer het op die kruis van Golgotha vir ons oortredinge. As jy net kan glo dat Jesus Christus die dood oorwin het. As jy kan glo dat Jesus Christus aan die regterhand van die Vader sit. As jy kan glo dat Jesus Christus die lewe en die dood in sy hande het. As jy kan glo dat hy die lewende seun van God is, dan is alle dinge moontlik.
Want sonder Jesus Christus is alles te vergeefs. Vandag bemoedig ek u, kom ons glo in die Here. Maak nie saak wat jou situasie is nie, maak nie saak wat die probleem in jou kind se lewe is nie. Dalk sit jou kind in gevangenis, dalk het jou kind, jou seun of jou dogter iets gedoen wat hulle laat opeindig het in gevangenis, in die tronk, maar vandag het jy die vermoëns om te glo, vandag het jy die vermoëns om te sê, ek glo in Jesus Christus, het jy die vermoëns om te sê, Here, help my in my ongeloof. Jy het vandag daardie vermoëns, nie 'n ander persoon nie, iemand anders kan nie vir jou glo nie, aan jou vrou kan nie vir jou glo nie, jou man kan nie vir jou glo nie, jou suster, jou niggie, jou neef, jou tannie, 'n vriendin kan nie vir jou glo in Christus nie. Jy alleen moet glo in Christus. Die Bybel sê dis 'n persoonlike saak dat ek en u moet self glo in Jesus Christus van Nasaret, dat hy 'n werklikheid is, en dan is hierdie dinge vir ons moontlik. Die Bybel sê, en toe Jesus sien dat 'n skare bymekaar kom stroom, het hy die onrein gees bestraf en vir hom gesê, jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie. En nadat hy geskree en hom baie stuiptrekkings laat kry het, het hy uitgegaan en die seun het soos 'n dooie geword, sodat baie gesê het, hy is dood, maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig en hy het opgestaan. En dit is wat Jesus gaan doen. Hy is in staat om ons kinders op te laat staan uit daardie mag van sonde, uit daardie gees van ongelowigheid. Jesus Christus het die vermoë om ons op te laat staan. Hy het die vermoë om ons geloof standvastig in hom te maak. Kyk net hoe wonderlik was dit nie, toe die pa sien hy sy kind gesond. Hy kon huis toe gaan, hy kon teruggaan met 'n oplossing, hy kon teruggaan met 'n blye hart, met blydskap en met vrede in sy hart, maar hy kan ook teruggaan met 'n blye boodskap om te gaan sê dat Jesus Christus het my seun genees, en omdat ek in hom geglo het, toe ek glo in Jesus, toe genees hy my seun. Ek meen maar dierbares, ek meen maar kyk wat die Here kan doen. By die God is niks onmoontlik nie. Kom ons sit ons vertroue altyd deur aan ons Here Jesus Christus, want hy is 'n werklikheid. Mag die Here u vandag seën. Ek hoop hierdie boodskap kan u optel vandag. Miskien het u daar gesit, my moeder, my vader, u het daar gesit en gesê, ek kan nie meer met hierdie seun nie, ek kan nie meer met hierdie dogter nie. Dis elke keer slegte nuus. Ek wonder elke aand waar sy dwaal. Ek wonder elke aand waar hy dwaal. Ek weet nie meer wat om te doen nie, maar vandag wil ek vir u sê, glo in Jesus Christus. Jesus se antwoord is, as jy net kan glo, vir jou wat glo is alle dinge moontlik. Mag die Here u ryklik seën. Kom ons sluit ons oë. Vader, ek bid in die magtige naam van Jesus Christus, dat u elkeen, Here, wat luister na hierdie boodskap, dat u hulle sal aanraak. Ek bid, Here, dat u die oplossing sal gee. Ek bid, Hemelse Vader, Here, dat hulle sal glo, Here, en 'n vaste geloof in u sal hê, in die magtige naam van Jesus Christus. Ek vertrou my koning, Here, dat elke oor wat gehoor het en elke oog wat gesien het, Here, dat hulle u sal aanneem as hulle verlosser en saligmaker en heiland, in Jesus magtige naam, Here. Die seuns en dogters, Hemelse Vader, Here, wat probleme gee vandag vir hul ouers, my God. Ek bid in die naam van Jesus Christus, dat u, Here, die oplossing sal wees, dat alles moontlik sal wees vir die ouers, Here, wat vandag sit met bekommernisse, Here, in die magtige naam van Jesus Christus. Ek verklaar, Here, net die guns, net die seëninge, net die oorwinningskrag van u, Here, oor elkeen se lewe, in Jesus naam. Amen en amen.